se smag na waterstrome, dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus vanoggend. Ons is steeds in Matteus 12 en vandag hoor ons hoe Jesus praat oor een wat groter is as enige ander in die wêreld daar buite. En ons lees daarvan in vers 41 en 42. Nou die kern van ons teks vandag sê, meer as Jona en meer as Salomo, dis hy wat voor julle staan en ook voor ons staan vandag, terwyl ons na sy woorde luister. Soms kan ons iemand by ons verby sien loop, of dalk iemand wat met ons praat, of iemand wat saam met jou lag, of dalk rondom jou leef, kan ons sien verbykom, en jy mis die waarde van wie hulle werklik is. Jy herken hulle nie. Dit is moontlik om in die teenwoordigheid van iets wonderliks en groots te staan en dit nooit te erken of dit nooit te besef of te beleef nie. In hierdie teks staan die grootste van alle konings, die grootste van alle profete, Jesus self, voor die mense, maar hulle erken hom nie. Hulle soek tekens, hulle vra 'n bewys van wie hy is. Hulle maak verskonings om hulle gemaksone te probeer regverdig en te beskerm. En Jesus antwoord hulle vandag, meer as Jona is hier. Meer as Salomo is voor julle vandag. Kom ons gesels vinnig oor hoekom Jona hier in hierdie teks genoem word, en ook Salomo, en dan ook die koningin van die suide. Jona was gestuur na 'n stad met die naam van Ninive in opdrag van God, en aanvanklik het Jona eers geweier, en was eers opstandig geweest, soos julle weet, was hy in die visse maag. Ninive was 'n plek van geweld, van boosheid, en van ekstreme korrupsie. Niemand sou sommer na hierdie stad wou gaan op 'n sendingreis met 'n woord van vermaning deur die Here nie. En niemand sou verwag het dat enige iemand hulle sou wou steur aan wat hy sê, of selfs hulle sou bekeer nie. Maar toe Jona, 'n onwillige profeet, net een boodskap bring, 'n boodskap wat gesê het, nog 40 dae en Ninive sal omgekeer word. Met hierdie boodskap en met hierdie bonatuurlike sending waarop God hom gestuur het, met die krag van die Heilige Gees, het die mense van Ninive deur die kragtige werk van die Gees van God hulle kragdadig bekeer. Het die mense in sak en as gevas en hulle tot God bekeer. Hulle het geluister na 'n gebroke, onwillige en huiwerige man met 'n gebrek aan begeerte om enigiets te doen, omdat hulle die stem van God agter die man herken het. En God se fluistering deur sy woorde ervaar het. En nou sê Jesus vir die mense voor hom, as Ninive kon luister na 'n mens, hoeveel te meer behoort julle vandag te luister
na die een wat voor julle staan. En in wese het hy eintlik gesê, na God self. Die tweede voorbeeld wat Jesus aanhaal, is die koningin van die suide, 'n soeker van wysheid en van sin en betekenis vir haar persoonlike lewe. Sy het duisende kilometers gereis, deur warm woestyne, oor ongenaakbare en moeilike terrein, net om die wysheid van Salomo te hoor. Sy het goud en kruie en skatte saamgeneem, want sy het geglo dat Salomo iets het wat sy nodig het in haar lewe. En Jesus sê vir die mense, hier staan die een met volmaakte wysheid en die waarheid van die lewe, en julle sal nie eens moeite doen om na hom te luister nie. Die koningin soek met haar hele hart, maar Israel, hulle ignoreer die Messias. Die heidene open hulle harte vir die woorde van die Messias, maar God se eie mense, wat hom lank verwag het, sluit hulle harte en draai hulle rug op die een waarvoor hulle al so lank gewag het, die Messias. Dit is die kern van vandag se teks en van vandag se boodskap wat Jesus vir ons wil kommunikeer. Dit wat Jesus probeer sê is eenvoudig en maklik om te verstaan. Jona het 'n nasie tot bekering gebring, maar Jesus bring verlossing aan die hele wêreld. Salomo het wysheid gehad, maar Jesus is die waarheid en die wysheid wat van God self afkom. Waar Jona net oordeel gebring het, bring Jesus waarheid, genade en ook nuwe lewe. Die vraag is nie of Jesus groter is nie, want die antwoord is mos natuurlik logies. Maar die werklike vraag hier ter sprake is, erken ons hom, die een wat groter is? Erken ons die een wat by magte is om ons te red? Die een wat lewe en vrede en die ewige lewe vir jou en vir my kan bring. Die mense van Jesus se tyd het die grootste openbaring misgeloop, en dit gebeur nog steeds in ons tyd vandag, asof niks verander het nie. Ons kan kerk toe gaan, ons kan die Bybels langs ons op ons bedkassie hê, ons kan na preke in kerke en op YouTube gaan luister, maar om steeds hy wat Jesus is nie herken nie, en steeds nooit ons knie werklik in verootmoediging voor hom buig nie. Die verskil tussen hoor en glo lê in die doen. Om op ons knieë neer te val en tot bekering te kom, dit bewys nie net dat ons hom as redder herken het nie, maar dat ons sy woorde aangeneem het en daarvolgens leef. Die bewys dat ons glo in sy woorde lê ook in 'n daad van gehoorsaamheid aan sy woorde en ook aan sy gebooie. Dit noem ons geloof. Wat vra Jesus vandag van jou en van my? Wat vra hy van ons in hierdie teks? Hy vra dat ons sal luister met 'n oop hart en nie net met ons ore nie. 'n Hart wat hoor en dan gaan doen. Gaan na hom toe vir wysheid vandag. Hy wat Jesus is, het die wysheid wat jy nodig het. Vra hom vir leiding en vir waarheid, want hy het vir ons gestuur die Gees van waarheid. Jesus het self gesê, ek is die weg,
die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Laat jou lewe verander. Nie net jou denke nie. My gebed, terwyl ek afsluit, is baie eenvoudig. Here, ek wil nie wees soos die geslag wat U nie erken het in die tyd toe U hier op aarde was nie. Ek bid, Here, maak my ore oop en my hart broos en ontvanklik. Maar bovenal, maak my mens wees gereed om deur die krag van U Gees gehoorsaam te wees. Help my ook om te reageer soos die mense van Ninive, met berou, met verootmoediging en met bekering, asof daar net vir my 40 dae oor is. Help my om U te soek met my hele hart, soos die koningin van die suide, met 'n diep verlange na U woord en na U wysheid. Want meer as Jona is hier voor my, nog steeds vandag. Hier naby my, in my hart en in my mond, is die een wat groter is as Salomo. Jesus, die enigste een wat by magte is om te red, en U is waardig om nie net erken te word nie, maar om vandag met ons hele hart aanbid te word. Help ons om U te soek met ons hele hart, met ons hele wese. Help ons, Here, om elke dag, soos wat Dawid dit eenmaal gebid het, ook in ons eie harte te sê, soos 'n hart smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. Soos 'n hart smag na waterstrome, dors my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, op U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my hart